tot 5 tot 9 en Genesis 50 tot 24 vers 26. Ek gaan nie nou dit lees nie, ek gaan soos die preek aangaan, gaan ek dit lees, jy kan die Bybels daar oophou, dan kan jy ook volg. Die tema is, die Here seën vir Josef sy geestelike nalatenskap. Dis Pinkstersondag, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Ons het die week stil gestaan by die Pinksterreeks. Ons gaan kyk na Josef se lewe en spesifiek hoe dat die Here deur sy Gees ons verander deur lyding en deur moeilike omstandighede om sy karakter deel te maak van ons lewe. Dis waaroor die Pinksterreeks dan ook gegaan het. Vandag is dan eintlik 'n afsluiting van die reeks oor Josef se lewe, oor hoe dat hy verneder is en hoe dat hy verhoog is en hoe dat God hom voorberei het. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, Here, U is die lewende God, die Heilige, die Almagtige, die een wat in 'n ontoeganklike lig woon. Maar U is ook die barmhartige en genadige God, wat laag afgebuig het in U Seun, Jesus Christus, tot by 'n kruishout op Golgotha, om ons genadig te wees. Ons aanbid U. U is ook die een wat U Gees gegee het, om in ons harte te werk, en ons harte in geloof op Christus te rig. Ja, Here, ons aanbid U. Ons buig voor U goedheid, voor U genade en voor U almag. En ons wil bid ook in hierdie oggend dat U deur U Gees tot ons harte sal spreek en U woord aan ons sal openbaar, Here, en dat U Uself sal verheerlik. Here Jesus, want dit gaan oor U. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor U wat vir ons gered het, om vir U kinders bymekaar te maak, deur wie U verheerlik kan word. Praat met ons deur U woord, Here, ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Die Here seën vir Josef sy nalatenskap, mense sou kon sê in sy geestelike erfenis. Wanneer 'n mens sterf, word jy begrawe, al hoe minder mense in 'n kus, of jy word veras. Dis 'n pad wat elkeen van ons moet stap. Party gouer, party later. Na jou begrafnis is jou lijk in die kus of jou as wat gestrooi word totaal onbelangrik vir hulle wat agterbly. Hulle nog miskien blomme gaan sit daar by die graf. Maar die lewe wat jy geleef het, terwyl jy hier op aarde was, kan steeds 'n blywende impak hê vir God se koninkryk in mense se lewens wie nog leef. Weet verseker, hierdie lewe is nie die einde nie. Jou geestelike nalatenskap, jou geestelike erfenis wat jy agterlaat, gaan veel verder strek as jou graf. Dit kan negatief ook wees. Vandag gaan ons kyk na die geestelike nalatenskap wat Josef agtergelaat het. Met die Pinksterreeks die afgelope week het ons stilgestaan by Josef se lewe, en as ek net so vinnig paar punte kan saamvat. Josef, wie as 17-jarige seun gedroom het dat sy ouers en broers vir hom sal buig. Josef, wie deur sy broers in 'n put gegooi is en as slaaf verkoop is. Josef, wie deur slawehandelaars aan Potifar in Egipte verkoop is. Josef, wie aangestel is as oor Potifar se huishouding. Josef, wie gevlug het toe Potifar se vrou hom skaamteloos gegryp het en vir hom gesê het, kom slaap by my. Josef, wie aangekla is van poging tot verkrachting en in die tronk gegooi is. Josef, wie aangestel is as hooftronkbewaarder en die skinker en die bakker se drome uitgelê het. En Josef, wie die Farao se drome uitgelê het en 'n meesterplan voorgelê het vir 7 jaar se voorspoed en hongersnood wat die Here gewys het deur Farao se drome. Josef, wie deur die Farao aangestel is as die tweede in bevel
en as eerste minister van Egipte eintlik die magtigste man op daardie stadium in die wêreld, want Egipte was die supermoondheid. Josef, wie God gebruik het om sy broers se sonde aan die lig te bring toe hulle kom koring koop het, en Josef wie sy broers onvoorwaardelik vergewe het vir die 13 jaar wat hy as slaaf en gevangene onreg gelei het, en Josef wie Egipte en die hele wêreld, bekende wêreld, van 'n hongerdood gered het deur die koring wat hy opgegaar het tydens die 7 jaar voorspoed. Nou Josef is die een wie bo alles God se hand in sy lewe raak gesien het. En dis belangrik. En hy het vir sy broers gesê, julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring, maar julle moet nou nie sleg voel nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dis nie julle nie, dis God. God het julle sonde gebruik. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as regeerder oor die hele Egipte. En in Genesis 50, heel aan die einde na sy pa se dood, dan sê hy weer vir hulle, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Josef het in sy lewe alleen met God rekening gehou, en nie met mense wat hulle aan hom gedoen het nie. En daarom het hy getrou gebly aan God, en ten spyte van al die onreg wat hy onskuldig verduur het, het hy sonder enige bitterheid God pligsgetrou en met toewyding gedien in alles wat hy gedoen het. Of hy nou 'n slaaf was in beheer van Potifar se huishouding, en of hy as 'n gevangene in beheer was van die tronk, en toe hy aangestel was deur die farao in beheer van die hele Egipte, het hy God gedien met dieselfde toewyding en pligsgetrouheid in alles wat hy gedoen het. Toe niemand hom gesien het nie, en toe almal hom gesien het, het hy die Here gedien met dieselfde pligsgetrouheid. As 'n mens Josef se lewe kon opsom, is daar een ding wat bo alles uitstaan. God se hand van seën het op Josef se lewe gerus. As jong seun, as slaaf, as gevangene, as eerste minister van Egipte. Dit loop soos 'n refrein deur Genesis, dat te midde van die onreg en lyding wat hy op die woestynpad van vernedering in God se skool van voorbereiding verduur het, lees ons Genesis 39, die Here was met Josef, en hy was 'n suksesvolle man. Dit al toe hy in die tronk was, en by Potifar was. Die Here was met Josef, en wat hy gedoen het, het die Here laat slaag in die tronk. Te midde van sy vernedering het God hom geseën, en die seën het oorgevloei na die mense rondom hom, na Potifar, na die hoof van die gevangenis, en uiteindelik nadat hy verhoog is na Farao self, en uiteindelik na die hele wêreld, wat in hongersnood verkeer het, want ons lees in Genesis 41:57, die hele wêreld het na Egipte gekom om by Josef graan te koop, want die hongersnood was straf oor die hele aarde. Die Here het vir Josef geseën, en daarom was hy tot seën verander. Die Here se seën op Josef se lewe het oorgevloei na sy huwelik en sy kinders. Die Here het vir Josef vergoed vir die jare van vernedering en swaar kry as slaaf en gevangene, ook omdat hy getrou gebly het. En het vir hom 'n goeie vrou en 'n gelukkige huwelik gegee, en ons moet dit nie vergeet nie, die feit dat Josef as jong man onder uiters moeilike omstandighede geweier het om te soog voor die versoeking en verleiding van Potifar se vrou en homself so seksueel rein bewaar het, is ook 'n rede hoekom die Here hom op hierdie gebied geseën het. God het vir hom as vrou gegee vir Asenat uit die priesterlike adelstand, die dogter van Potifera. En die Here het ook vir Josef vergoed vir die jare van swaar kry. Die Bybel sê dit so. Hy het vir hom 2 seuns gegee, Efraim en Manasse, wat uit die huwelik met Asenat gebore is. Die name van die 2 seuns dui ook daarop dat die Here deur die vreugde wat sy vrou en sy kinders aan hom gegee het, om die swaar kry jare laat vergeet het. Ons lees in Genesis 41, 51, 52,
Hy het die oudste Manasse genoem, want het hy gesê, God het my alles laat vergeet, al my swaar kry, en alles wat my familie, sy broers, my aangedoen het. Josef het sy ander seun Efraim genoem, want het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land waar ek verneder is. Nou daar's min dinge wat gelowige ouers, eintlik alle ouers, so gelukkig maak as wanneer die Here hulle kinders seën. Geliefdes, en hoe het Josef dit nie ervaar nie? Die seën van die Here wat op sy 2 seuns gerus het, omdat hy die Here gedien het, glo ek, het vir Josef meer beteken as al die mag en die roem en die eer wat hy as eerste minister van Egipte ontvang het. En nou, hoe het God vir Efraim en Manasse geseën? Interessant, ons lees in Genesis 48, dat toe Jakob al 17 jaar in Egipte gebly het, uitgekom en daar kom woon, uit sy pa gaan haal, en 147 jaar oud was, Josef sy pa saam met sy 2 seuns besoek het, omdat hy die boodskap gekry het dat sy pa siek is. Josef en sy 2 seuns, Manasse die oudste en Efraim die jongste, het toe vir Jakob besoek. Die 2 seuns was toe beide al in hulle vroeë 20's, jong manne, want hulle is albei voor die hongersnood gebore, 7 jaar hongersnood en dan 7 jaar voorspoed en dan 7 jaar hongersnood. Hulle is in die jare van voorspoed gebore. By sy siekbed het Jakob na Josef se 2 seuns gekyk en 'n aangrypende ding gesê met verrykende implikasies. Jakob het gesê, jou 2 seuns wat hier in Egipte vir jou gebore is voordat ek hier na jou toe gekom het, Efraim en Manasse is vir my soos my eie. Soos Ribeon en Simeon is hulle vir my. Ek neem die 2 seuns as my eie aan, want toe ek uit Paddan Aram gekom het, is Rachel dood in Kanaan, op pad na Efrata toe. Dit is Bethlehem, en ek het haar daar langs die pad begrawe. Jakob motiveer die aanneming van Efraim en Manasse op grond van die feit dat Rachel sy liefling vrou in sy oë te vroeg oorlede is. Hy sou waarskynlik nog kinders by haar wou hê. Daarom het hy die kleinkinders van Rachel as sy eie aangeneem. Hulle word sy seuns. En nadat Jakob vir Efraim en Manasse as sy eie kinders aangeneem het, het Jakob gesê, bring hulle hier na my toe. Ek wil hulle seën. En dan lees ons die interessante verhaal in Genesis 48, 10 tot 15, hoe dat Jakob die 2 seuns van Josef geseën het. Ons lees, in sy hoë ouderdom was Israel se oë al sleg, en hy kon nie goed sien nie. Josef het sy seuns tot teen Israel gebring, dis nou Jakob, Israel sy nuwe naam, en hy het hulle gesoen en teen hom vasgedruk. Toe sê Israel vir Josef, ek het nooit daaraan gedink, dat ek jou weer sal sien nie, en hier laat God my nou ook nog jou kinders sien. Toe vat Josef die 2 aan die hand, Efraim met sy regterhand links van Israel, en Manasse met sy linkerhand regs van Israel. As jy geseën word die regterhand is altyd die hand waarmee die hoofseën uitgedeel word, en daarom het hy vir Manasse met sy linkerhand gevat, sodat hy in die regterhand van Jakob kon staan, Israel kon staan. Maar toe Josef hulle naby hom bring, het Israel sy arms gekruis, en sy regterhand op Efraim, die jongste se kop gesit, al was hy die jongste, en sy linkerhand op Manasse se, al was hy die oudste. En in 1 Kronieke 5 tot 1 lees ons, hoekom Jakob Josef se seuns geseën het. Baie interessant, ons het dit net so genoem in die Pinksterreek. In 1 Kronieke 5 vers 1 lees ons, Ruben was die oudste seun van Israel, maar omdat hy bloedskande gepleeg het met 'n vrou van sy pa, dis Rachel se slavin wat sy Bilha, wat sy vir Israel gegee het, by wie hy moet kinders hê, omdat sy nie kon kinders hê nie. En Ruben het ingegaan en by haar geslaap. Dis die bloedskande. Is sy rang van oudste seun oorgedra op die seuns van Josef? Toe sê Jakob, omdat Ruben dit gedoen het, sal hy nie meer die oudste seun wees nie. Josef se 2 seuns, die rang van oudste seun word op hulle 2 oorgedra. Dis wat die seun betref.
Dis die seun van Jakob wat sy eersgeborene Reuben eintlik toegekom het na Josef oorgeplaas. Nou die eersgeborene reg was 'n groot ding. Ek sal onthou hoe Jakob Esau bedrieg het om dit in die hande te kry, alhoewel die Here dit in elk geval vir hom wou gee. En Jakob het dit oor Josef se twee seuns uitgespreek. So is Efraim en Manasse saam deur Jakob geseën, asof hulle twee saam Jakob se eersgebore seun is. Wat het hierdie seën presies beteken? Ons lees Genesis 48. Jakob het vir Josef geseën. Daar staan net vir Josef geseën deur sy seuns. Mag die God naby wie my voorvaders Abraham en Isak geleef het, mag hy die seuns seën. Dan sal my naam voortleef in hulle en ook die van my voorvaders Abraham en Isak. Mag die seuns vermeerder en baie word in daardie land. En God sou dit doen. Want dit was eintlik God se hand wat deur middel van Jakob se hande op die twee koppe, die seuns se koppe gerus het. Jy kan maar u kinders seën as jy 'n vader is. Sit jou hand op sy kop, op hulle koppe, seën hulle. Wat 'n ongelooflike voorreg het hierdie twee seuns nie gehad nie om so deur hulle oupa, daardie ou aartsvader en gelouterde man van God. Hy was nie so nie, hy was 'n bedrieër. Na die Jabokrivier was hy 'n gelouterde man van God, geseën te word. Nie net omdat hulle pa Josef die Here so getrou gedien het nie. Terwyl Jakob besig was om vir Efraim en Manasse te seën, het Josef dit raak gesien, die arms wat gekruis is. En dan lees ons toe Josef sien sy pa sit sy regterhand op Efraim se kop, het Josef gedink, dis nie reg nie. Toe tel hy Jakob se hand van Efraim se kop af om die hand op Manasse se kop te sit. Josef het vir sy pa gesê, dit hoort nie so nie pa, Manasse is die oudste, sit pa se regterhand op sy kop. Maar Jakob het geweier en gesê, ek weet dit my seun, ook hy sal 'n volk word, ook hy sal baie word, maar sy jonger broer sal sterker word as hy, en die jonger broer se nageslag sal 'n magtige nasie word. Maar Efraim sal die meeste geseën word. En so het Jakob vir Efraim bo Manasse gestel. Nou die gevolg van hierdie seën wat Jakob uitgespreek is toe die beloofde land onder die 12 stamme van Israel verdeel is, sal u sien, het Efraim en Manasse elkeen 'n volle deel gekry. Daar's nie 'n stam Josef nie. Daar's Efraim en Manasse. So Josef het via sy seuns 2 dele gekry. Hoekom 2? Want Levi, die priesters wat uit wie die priesters kom, hulle het nie grond gekry nie. Die priesters het nie grond gekry nie. So dominees mag eintlik nie plase besit nie. As ek nou sommer so reguit lyn trek, sommer die tong in die kies. Efraim was die magtigste van al die stamme, sodat wanneer die profete die volk Israel aangespreek het, Israel en Efraim as wisselterme gebruik is. As jy die profete gaan lees, Hosea, as hy van die volk Israel wil praat, dan praat hy van Efraim, die seun van Josef, wat verhoog is. Hy was die magtigste stam. Jakob het die seën wat hy oor Efraim en Manasse uitgespreek het, afgesluit met die woorde, daardie dag het Jakob die twee seuns geseën. Die Israeliete sal mekaar seën met die woorde, mag God jou maak soos Efraim en Manasse. So het Jakob vir Efraim bo Manasse gestel. Dit wil sê, as jy vir iemand wou seën, dan sê jy vir hom, mag God jou maak soos Efraim. Mag God jou maak soos Manasse. Dis wat dit beteken het. Geweldige seën. Kan jy dink wat dit aan Josef se hart gedoen, om te sien hoe God hom deur die woorde van sy pa verbind het, om sy twee seuns te seën. Josef sou dit nie vir al die geld in die wêreld verruil het nie, want hy het geweet wat dit beteken as God sy hand van seën oor jou lewe hou. Dit was deel van sy erfenis, deel van sy geestelike nalatenskap. Maar dit stop nie daar nie. Josef het die rype ouderdom van 110 jaar bereik voordat hy gesterf het. Abraham, sy oupa grootjie, het 175 jaar oud geword, sy oupa Isak 180, sy pa Jakob 147 en Josef die kortste 110 jaar. Hy's voor sy broers dood wat ouer as hy was. En Josef het 'n vol lewe gehad. Op sy sterfbed het die dag toe hy as slaaf deur sy broers verkoop is, reeds 93 jaar in die verlede gelê. Tyd gaan gou verby.
En dit was reeds 80 jaar gelede dat hy as 30-jarige jong man voor die farao gestaan het, die dag toe hy sterf. En as eerste minister aangestel is. Sy eie pa Jakob het hy ook 54 jaar gelede in die Makpela grot in Kanaan gaan begrawe, toe die hele stam Israel eintlik opgetrek het, of al die nasate opgetrek het om hom gaan te begrawe. As 'n mens na Josef se lewe kyk, en dis baie belangrik dat 'n mens daarna kyk, ons het baie gepraat in Pinkstertyd oor die pad van vernedering wat hy gestap het in God se skool van voorbereiding, dan sien 'n mens hoe kort die jare van swaar kry en loutering was as slaaf en gevangene in God se skool van voorbereiding, en hoe lank en vrugbaar die res van sy lewe eintlik was, as tweede in bevel van Egipte, waar hy net die onbeskryflike seën en voorspoed van die Here ervaar het. Nou as 'n mens na sy lewe gaan kyk, dan was hy vir 17 jaar dat hy onbesorg geleef as sy pa se witbroodjie, en dan vir 13 jaar was hy 'n slaaf en 'n gevangene waar sy geloof gelouter is en God sy karakter gebou het. En vir 80 jaar daarna het hy net die seën van die Here en oorvloed ervaar, vir 'n groot gedeelte as tweede in bevel van Egipte. Voor sy dood was Josef nog bevoorreg gewees om sy agterkleinkinders te sien. Ons lees in Genesis 50, Josef het in Egipte gebly, hy en sy hele familie. Hy het 110 jaar oud geword. Hy het die kleinkinders van Efraim gesien, en hy kon nog die kinders van Manasse se seun Maker as sy eie aanneem. En wanneer Josef op sy sterfbed lê, dan bevestig hy aan sy broers die belofte van die beloofde land, die belofte wat die Here in Genesis 12 aan Abraham gemaak het, en herbevestig het aan Isak en aan sy pa Jakob by meer as een geleentheid. Josef het in die 54 jaar nadat sy pa dood is, gesien hoe die nageslag van sy pa in die Gosenstreek aangroei tot 'n geweldige uitgebreide familie, wat besig was om in 'n volk, die volk Israel, te ontwikkel. Nou die geboorte van Israel as 'n nasie en die inbesitneming van hulle eie land, die beloofde land Kanaan, moes nog plaasvind. Maar baie interessant, Josef versoek egter nie sy broers, soos sy pa Jakob, toe Jakob sterf, toe sê hy vir my, vat my liggaam terug Kanaan toe en begrawe dit vir my daar, die Makpela grot. Ek het dit gekoop, gaan begrawe my daar. En hy het vir die farao gevra, en die farao toestemming gegee, jy kan gaan lees, en omtrent die hele Egipte het opgegaan om hom te gaan begrawe. Maar wanneer Josef op sy sterfbed lê, dan versoek hy nie sy broers om sy liggaam na Kanaan te leef nie. Profeties wys hy hulle daarop dat God sal ingryp, en hulle sal omsien, en hulle uit Egipte sal laat wegtrek na die land Kanaan. Hy sê, die Here gaan julle kom haal, en hy gaan julle Kanaan toe vat. En voordat hy sterf, het hy sy broers met 'n eed laat beloof. Sê hy vir hulle, na my dood, sal God na julle omsien. En hy sal julle uit hierdie land uit laat trek na die land toe wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob. Josef het die seuns van Israel met 'n eed laat beloof. Wanneer God na julle omsien en julle laat trek, moet julle my liggaam van hier af saamvat. Los my lijk hier in die kus. Maar wanneer julle trek Kanaan toe, dan vat julle my saam. Josef sterf op die rype ouderdom van 110 jaar, en dan lees ons, hulle het hom gebalsem en hom daar in Egipte in 'n kus gesit. Nou omdat hy die eerste minister was, sou hulle sy dooie liggaam gebalsem het, soos wat die gebruik in Egipte was, om te doen met belangrike persone. Ons lees in Genesis 50 vers 3, hulle het Jakob se lijk ook gebalsem, en dit het 40 dae gevat vir die geneesheere en die dokters om 'n lijk te balsem, want jy 'n mammie. Hier is 'n foto van 'n Egiptiese mammie wat 2300 jaar oud is, en hy is nog steeds daar. En daar is 'n doodskus, soos dit in ou Egipte gelyk het. Nou Josef se dooie gebalsemde liggaam, die mammie wat van hom oorgebly het, is waarskynlik ook in so 'n Egiptiese doodskus geplaas. Nou is dit hier waar Josef se lewe op aarde geëindig het? Nee, glad nie. God se seën het nog honderde jare voortgevloei uit sy geestelike nalatenskap.
Die gebalsemde lijk van Josef was 'n preek gewees vir ongeveer 380 jaar. Josef se gebalsemde lijk het vir 380 jaar die Israeliete herinner aan God se beloftes voordat sy doodskus met sy liggaam in Sichem begrawe is. Hy is 380 jaar later begrawe. Ons lees dit in Josua 24. Nou kom ons kyk net die tydlyn. Josef het gesterf in ongeveer 1580 voor Christus op die ouderdom van 110 jaar. Die uittog uit Egipte het plaasgevind 330 jaar na Josef se dood in 1250 voor Christus. En teen ongeveer 1200 voor Christus was die inname van die land Kanaan afgehandel. En dan aan die einde van die boek Josua, dit was die begin van die rigterstyd, sluit die volk onder leiding van Josua 'n verbond met God by Sichem. En dan sterf Josua ook. Interessant, hy het ook 110 jaar oud geword. Dan sterf hy. En na Josua se dood, en nadat die beloofde land volledig ingeneem is, word Josef in Sichem begrawe. 380 jaar nadat hy in Egipte gesterf het. Nou kom ons kyk 'n bietjie op watter wyse die gebalsemde lijk met die volk Israel gepraat het. Nou, die eerste ding is, na Josef se dood het dit nog 330 jaar geduur voordat die uittog sou plaasvind. 330 jaar is 'n lang tyd. Josef se gebalsemde lijk sou die volk herinner. Hulle het nie per toeval in Egipte beland nie. Deur Josef het God Jakob en sy seuns na Egipte gebring om daar 'n nasie te word. Hulle het geweet. Sy kus het daar gelê, vir hulle vertel. Josef se woorde aan sy broers sou vir geslagte oorgedra word. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. God het hulle daar geplaas met 'n doel. Josef is vooruit gestuur. Jakob en sy seuns het gevolg. En hulle sou oor 'n tydperk van 440 jaar tot 'n magtige nasie ontwikkel. En Josef se kus is 'n getuienis daarvan. Josef se gebalsemde lijk sou die volk herinner. God sal sy belofte aan Abraham nakom en hulle as sy volk uitlei na die beloofde land Kanaan. Dis hoekom Josef gesê het, moet my nie vat nie. Wanneer julle gaan, dan vat julle my saam. En Josef se broers het dit met 'n eed beloof. Hy het vir sy broers gesê, julle het my as slaaf verkoop in Egipte. Julle nasate gaan my weer terugvat na die beloofde land. Jy kan dink in die jare van slawerny, toe Josef dood is, 330 jaar. Josef se doodskus was soos 'n baken van hoop toe die Israeliete slawe was in Egipte. Josef se gebalsemde lijk in sy doodskus het gewag om na die beloofde land te gaan. Hulle het gesien hierdie kus, hulle sê hierdie kus moet beloofde land toe gaan. So hierdie slawerny gaan op 'n stadium tot 'n einde kom. So hulle herinner God gaan sy belofte nakom. God wat hom na Egipte land laat kom het, gaan hom terugvat. In daardie swaar kry jare, toe die volk Israel as slawe moes werk, en wanneer jy mos nou so swaar kry, en jy 'n slaaf is, en dit sleg gaan met jou, dan dink jy mos nie, daar gaan ooit 'n einde kom daaraan nie. In daardie swaar kry jare, toe hulle as slawe moes werk, sou die gebalsemde lijk van Josef hulle gedurig daarin herinner, maar Josef was ook 'n slaaf. En God het 'n einde daaraan gebring. So hy gaan ook 'n einde bring aan ons slawerny. Die verhaal van sy lewe sou oor en oor vertel word van hoe God met hom was in die tronk en hoe dat God uit ingegryp het en hom verhoog het. En ons sal ook verhoog word. Hy het getrou gebly aan die Here en die Here het hom van die slawerny verlos. As ons getrou bly aan die Here, sal ons ook verlos en verhoog word. En wanneer die uittog uit Egipte uiteindelik plaasvind, onder leiding van Moses, dan lees ons in Eksodus 13 vers 19, Moses
het die liggaam van Josef saamgevat, want Josef het die seuns van Israel dit destyds uitdruklik met 'n eed laat beloof. Hy het gesê, God sal beslis later na julle omsien, en dan moet julle my liggaam van hier af saamvat. So 330 jaar later, toe die uittog plaasvind, toe vat hulle sy kus, sy gebalsemde lijk, en dit trek saam. Dink nie wat 'n bemoediging vir die Israeliete se geloof sou dit nie wees nie, tydens die uittog, deur die Rooi See, later tydens die omswerwinge in die woestyn. Die God wat met Josef was, is ook met ons, en sal ons in die beloofde land inbring. En elke slag, wanneer 'n kind uit nuuskierigheid vra, wie se doodskus is dit hierdie? Wie lê binne in hierdie kus? Sou Josef se lewensverhaal waarskynlik vertel word tot versterking van baie se geloof. En toe Moses sterf en nie die beloofde land kon ingaan nie, het hy die doodskus van Josef, wat hulle by die beloftes van God verbind het, wat hy aan die aartsvaders gemaak het, aan Josua oorhandig. En toe Josua met die volk die Jordaan oorsteek, het hulle die gebalsemde lijk van Josef saamgeneem. En Josua, toe hulle in die beloofde land inkom en die stede begin verower, het Josef nie onmiddellik begrawe nie. Het sou nog so 'n hele paar jaar duur, 40, 50 jaar, om die totale beloofde land in te neem. Want die gebalsemde lijk en die doodskis van Josef het hulle gedurig herinner aan God se getrouheid, dat God die hele beloofde land aan hulle sal gee. Hulle kan nog nie vir Josef begrawe het nie. Daarom is Josef nie begrawe voordat die hele beloofde land ingeneem is nie. En die landsbelofte wat God aan Abraham, Isak en Jakob gemaak is, eers vervul is nie. En dan lees ons aan die einde van die boek Josua, van Josef se begrafnis. Die liggaam van Josef, wat deur die Israeliete uit Egipte gebring is in Sichem begrawe. In die stuk grond wat Jakob by die nageslag van Gamor, vader van Sichem, gekoop het vir 100 stukke silwer. Die grond het die eiendom van die nakomelinge van Josef geword. Is nie ongelooflik nie. Josef se gebalsemde lijk was vir 380 jaar nadat hy dood is, 'n lewende getuie van God se getrouheid en die beloftes van God, omdat Josef in sy lewe die Here getrou gedien het. En Josef se gebalsemde lijk was 'n preek wat vir hulle gesê het, Egipte is nie julle tuiste nie, julle is op pad na die beloofde land, en God gaan julle daar bring. Wat leer Josef se gebalsemde liggaam ons? Na jou liggaam, na jou begrafnis, is jou lijk in 'n kus, of jou as in 'n gedenkmuur, totaal onbelangrik vir die wat agterbly. Maar die lewe wat jy geleef het terwyl jy hier op aarde was, kan steeds 'n blywende impak hê vir God se koninkryk in mense se lewens wat nog leef. Dink 'n bietjie daaroor. Wat sal jou lewe wat jy tot hiertoe geleef het vir die koninkryk van God beteken as jy nou sou sterf? Gaan dit impak hê? Jou getuienis. As jy môre begrawe word, sal die lewe wat jy as Christen met God geleef het, mense inspireer om die Here lief te en te dien. Omdat jy toe jy geleef het, bekend gestaan het as iemand wat die Here lief het, dien en vertrou. Ja, jy het geleef soos een wat op pad was na die Vaderhuis. Jou lewe is 'n getuienis. En wanneer mense dan by jou graf sou kom, of daar by 'n gedenkmuur sou sê, hierdie man het geleef soos iemand wat op pad is na sy Vaderhuis. Sal Jesus die getuienis van jou lewe met God na jou dood kan gebruik om mense se harte aan te raak en te verander. Ek wil afsluit. Gedurende my besoek aan my dogter Magdalene en my skoonseun Benjamin in Engeland, het ons die kinderhuise van George Miller, ek het al vroeër na hom verwys, besoek in Bristol. Hy het geleef tussen 1805 en 1898. En die kinderhuise het hy opgerig deur gebed en geloof. Reeds in my studente daar, die Here sy lewe en getuienis gebruik om my aan te spoor om die Here onvoorwaardelik te vertrou. Nou interessant, oor 'n tydperk van 40 jaar het hy omtrent 10.000 kinders van die strate af opgetel, kos gegee en versorg en opgevoed in die woord van God. In die begin het dit nie vir hom gegaan oor die kinders nie.
Het vir hom gegaan oor wat God kan doen deur gebed en geloof. En duisend van hierdie kinders het Jesus leer ken as hulle verlosser. Nou een van hierdie kinderhuise, hulle staan nog oorspronklik daar, is 'n museum wat vertel van sy werk. Die organisasie Müllers help vandag nog kinders in nood en fokus op sending en evangelisasie. En al sy persoonlike Bybel en 'n klomp goed van hom is in die museum. En daarna het ons George Muller se grafsteen in die ou Bristol begrafplaas gaan soek, totdat ons gaan kry het. Alles is so toegegroei. Ek sê jou nie, dit in die nag sal dit nogals onaardig wees om daar rond te loop. Ons het gesoek totdat ons dit gekry het. Wat 'n voorreg om by die man van God se graf te kon staan, wie se lewe 'n getuienis was van wat God kan vermag deur gebed en geloof. Sy grafsteen is geskenk deur die kinders van die kinderhuis. 156 jaar na sy dood inspireer sy lewe nog steeds gelowiges om Jesus in gebed te soek, lief te hê en te vertrou. My skoonseun het die boek gekoop oor sy lewe. Ek het dit al jare gelede gelees. Dan vertel hy vir my wat 'n ongelooflike inspirasie die man se lewe is. 156 jaar gelede. Ek sluit, hoe gaan my en jou geestelike nalatenskap en erfenis lyk 100 jaar nadat ons geleef en gesterf het? George Miller, Josef is maar 2 voorbeelde, daar's baie ander. Ook mense wat julle persoonlik geken het. Sal ons lewe en getuienis mense na Jesus heenwys en inspireer om Jesus lief te hê en te dien en te volg? Of sal ons in vergetelheid verdwyn omdat ons net vir onsself gelees het? Het julle al agtergekom as iemand verskriklik baie geld gemaak het? Die oomblik as hy dood gaan, vergeet mense van hom. Hulle vergeet heeltemal van hom. Dis glad nie meer belangrik nie. Maar iemand wat vir die Here geleef het, hom gedien het, hy word onthou. Hy word opgesoek. Dien die Here Jesus, gehoorsaam hom, want hy's getrou. Onthou, jy het net een lewe om God lief te hê. Mag die Here ons genadig wees. Amen. Ons gaan nou lied 451 vers 2 sing as 'n voorbereiding om ons in te stem op die nagmaal.